Ja vriende, ons gaan die woord van die Here vanmôre open en ons gaan kyk na die boek Job. Job, hoofstuk 1. En ek weet baie mense vermy hierdie boek. Ek weet toe ek teologie gaan swat het iemand vir my gesê, jy moet nou nie in die boek Job vasval nie, want dit is 'n moeilike boek. Dis ook 'n boek wat jou, ek sou sê, partykeer omkant vang as jy nie die boek verstaan nie. Nou genadiglik het hulle ons daarom so 'n bietjie gehelp op kweekskool. Maar ek wil vir julle vra, wie het al die boek Job gelees? Kan ek hande sien? Wie het die boek Job verstaan? Ek sak nou my hand, want ons werk nog daaraan. Maar ja, as ek so hierdie gedeelte kan inlei, dan dink ek baie van ons sal vir onsself en vir ander mense wil sê, wie hier het 'n maklike lewe gehad? Ek kan nou nie my hand opsteek, want dit sal 'n leuen wees, nee. Maar ons het baie keer omstandighede, ons het baie keer dinge in ons lewe. En ek dink een van die ergste goed, wat ek dink baie keer met mense gebeur, is mense doen die volgende. Hulle vra die vraag, hoekom ek? Hoekom met my? Hoekom nie my bure nie? En dan praat ek van huwelike wat uit mekaar uitskeer. Ek praat van mense wat hulle werk verloor. Ek praat van ouers wat kinders begrawe. Ek praat van moeilike dinge wat met mense gebeur. Hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom kan ek nie voor die tyd gewaarsku wees? Hoekom kan die Here my nie voor die tyd Vitamine B inspuiting gee, dat ek net reg is? En dan kan hoekom kan die kerk of die mense my nie waarsku nie? En nou wil ek vanmôre vir u 'n eeueoue boek lees. En ek wil vir u dat ons met hierdie toenadering gaan, wat skuld die Here my? Wat skuld God ons? Is God ons skuldenaar, dat hy ons iets skuld? Want dis baie keer 'n mens vra hierdie vrae en ek dink ook, hierdie gedagte wat mense het vra wat pla. Baie mense het vra wat pla. Iets wat hom in sy wese ontstel. En dan altyd, 'n vraag wat pla moet geantwoord word uit die Bybel uit. En kom ons lees dan hierdie vraag wat pla, hierdie omstandighede, dinge wat in ons lewe gebeur, dinge wat ons nie verstaan nie. Jy kry kinders wat sonder ma's groot word, jy kry kinders wat sonder pa's groot word, jy kry kinders in weeshuise, jy kry goeters, dan kan jy, wat het daai kind gedoen? Ons lees selfs in die Bybel van 'n man wat blind gebore is, man wat gebreklik gebore is, en vra die mense, maar wie het gesondig? Dan sê die, maar niemand het gesondig nie. Dis sodat die Vader verheerlik kan word. Is dit van, wat gaan nou aan? Wat 'n soort godsdiens beleef ons, waar dinge in die wêreld rondom gebeur, en wat moet die kerk oor dit sê? Wat moet die kerk oor sy lidmate sê? Want u sal dit nou nie glo nie, maar in meeste van die huise was ek al, en meeste van die omstandighede verstaan ek. En as ek al my ander gemeentes waar ek al bedien het, moet vat, dan besef ek, maar daar's nie 'n huis wat nie 'n kruis het nie. Daar's nie 'n huis wat nie omstandighede het wat 'n mens moeilik verklaar nie. En dan kom ons en ons bely en ons sê vir al die mense, ons God is 'n liefdevolle God. Ons God is 'n God wat vergewe. Ons God doen al hierdie dinge. En dan sê die mense, maar hoekom kom julle God en dit wat julle bely, hoekom maak dit dan nie sin in julle samelewing nie? Kom ons gaan kyk ten minste dan net in die gemeentes. En vriende, daarom is God getrou, en dit wil ek vir u voor die tyd sê, voor ons met hierdie boodskap begin. God is getrou. Die enigste probleem in die hele speelbord is die mens. Want God is getrou. God kan nie lieg nie. En weet jy wat, en dis wat vir my so mooi is en so uniek is van ons godsdiens. God steek nie probleme weg nie. God steek nie probleme weg nie. Hy lig nie die mat op en vee die sonde in en maak dit toe nie. Hy maak dit oop. Hy proklameer sonde en dat hy dit haat en dat hy met sonde handel. Maar kom ons kyk 'n bietjie uit die boek Job. Wat kan ons leer uit Job 1 uit? Wat kan ons sien uit die
gebeure, en ek wil dit sommer vir u noem, en ek wil u moet dit verstaan, ons dink baie keer enkelvoudig. Ons dink hier, nou. Maar jy sien, ons dink binne tyd. As ons dink, dan sê ons, daar moet iets gebeur binne 'n spesifieke periode. En meeste van u wil die dinge wat u begeer in hierdie leeftyd hê. Ek meen, verbeel jou, jy wil world peace hê, maar dit gebeur eers 4 generasies later. Dit gaan nie help nie, jy wil dit in jou tyd hê, in jou era, op jou perspektief. Maar God, wat tydloos is, buite tyd, hy lieg nie, alles wat hy sê, doen hy, en hy het nog nooit sonde gedoen nie. Dit moet vir ons baie van hom sê, maar dan kom hy, en hy kom pen vir ons neer, wat ons vergeet. Jy sien, ons vergeet, en ek het vir jy gesê, ons dink enkelvoudig. Ons dink nie, en ek gaan vir jy sê, en ek dink dit gaan baie mense nou skok, ek hoop so. Daar is gebeurtenisse wat in die hemel vandag plaasvind, waarvan ons nie bewus is nie. En die gebeure wat in die hemel plaasvind, het 'n effek op die planeet. Nou ja, kom ons sluit die oë vir 'n oomblik, en dan bid ons voordat ons hier op een invaar. Here Jesus, baie, baie dankie, dat hierdie boek neergepen is. Dankie Here, dat die Heilige Gees getrou is. En dankie ons Vader, dat u liefde oor hierdie aarde uitgestort is. Here, as ons in hierdie oomblikke voor u kom neerbuig en ons dink aan omstandighede, elke mens wat hier sit het omstandighede. Here, die Eerste Wêreldoorlog het gekom en gegaan, die Tweede Wêreldoorlog het gekom en gegaan. En ons sit hier in die doodsnikke, bomme val rondom, oorloë gebeur, aardbewings, vulkaniese uitbarstings, hongersnode, pessiektes. Die vyeboom se takke het sag geword. Die einde is op hande. En ons kom baie maal en dink in enkelvoud. Here, ek wil vanmôre kom en kom bid vir Israel. Ek wil vir daardie land bid en vir die bomme wat val. Ek wil bid vir Iran, Here, waar bomme val en mense doodgaan. Ek dink aan die Oekraïne, ek dink aan Jemen, ek dink aan al die Afrika lande waar die oorloë woed. Hongersnode. Here, dan kom ons baie maal hier op die punt van Afrika by mekaar, dan wonder ons, hoekom het met ons partykeer sleg gaan? Hoekom ek? Ag Here, ek wil kom bid vanmôre vir elke mens wat hier sit. En Here, dat u woord vanmôre skerper as enige tweesnydende swaard sal oopgebreek word vir ons, Here, dat ons nie vanmôre net enkelvoudig sal sien en sal dink nie, maar dat ons sal besef dat daar is gebeurtenisse in die hemel wat plaasvind. Daar is gebeure wat afspeel voor die troon op hierdie oomblikke. En ons wil kom vra, Here God, dat u ons sal help. Dat ons sal sien, dat ons oë sal oopgaan. Nie net vir die Bybel nie, nie net vir die wêreld nie, maar ook individueel, elkeen van ons, Here, dat ons sal sien die rol wat ons speel rondom die eindgebeure. Dankie dat u vanmôre vir elkeen van ons op 'n kosbare manier kom ontmoet. Ons bid dit in Jesus heilige naam. Amen. Nou vriende, ek dink nie ek het vir u nuus gegee nie. Ek dink meeste van u weet. Kan ek sommer sien, wie weet Amerika het toe nou die groot bomme laat val? Kan ek die hande sien? Wie dit nie geweet nie? Wys ons net sien, wie het nie vanoggend nuus gekyk nie. Ag, lekker. Vriende, daar's chaos. Daai groot bomme het geval. En die Here het dit voor die tyd geweet. Ek wil vir julle sê, die Amerikaners het dit ook geweet, want dis beplan. 'n Bom val nie net uit 'n ander kontinent uit by 'n ander plek nie. Daar was baie dinge wat moes gebeur. En vriende, dit het voor ons oë gebeur. Die van u wat bietjie die nuus gevolg het, sou merk, daai vliegtuig het opgestyg
Hulle was vir ure en ure in die lug. Dit het al 2 weke terug begin, het hulle gesê, die vliegtuie wat hulle moet van brandstof verskaf in die lug, al daai goed het voor ons oë gebeur, maar niemand het gedink dit gaan gebeur nie. En dit het oornag gebeur, en van ons hier het nie eens geweet dit het gebeur nie. Maar kom ons kom kyk, wat leer die Bybel ons? In Job 1, daar was 'n man in die land Is, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godsvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Vers 2. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besittings 7000 stuk kleinvee, en 3000 kamele, en 500 paar beeste, en 500 eselinne, en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het sy kinders gesondig, en God hulle in die hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Net tot so ver vanmôre, ons sal weer 'n bietjie verder lees. Ek wil vir u vra, kan u merk, wat het nou net gebeur in Job 1? In Job 1 word 'n vrome mens voorgehou, 'n man wat afwyk van die kwaad, 'n godsvreesende man, 'n oulike mens. En hierdie oulike mens het 'n pragtig geseën, 7 seuns, 3 dogters. En ons het gelees van al sy rykdom en sy vee, en dat hy ryker as al hierdie mense was, werklik 'n geseënde mens. Maar ek dink baie mense haak vas by die enkelvoud, by die wat ek op aarde sien. En wat sien mens van Job op aarde? Wauw, mooi, goed, lekker, geseënd. Maar kan ek u vir 'n oomblik vestig op wat in die hemel gebeur? Wie van u het gedink dat die duiwel wat uit die hemel uitgesmyd is en op die aarde neergeval het soos 'n bliksemstraal, dat hy in die hemel verskyn? Baie keer dink ons, ja, die duiwel is uit die hemel uitgegooi en hy kruip hier op aarde weg. Maar wat lees ons in die Bybel? Die duiwel gaan na die hemel toe en hy verskyn aan God. En vriende, nou is die mooi deel, die gebeure in die hemel. En God vra vir die Satan, waar kom jy vandaan? Nou ek wil vir u vir 'n oomblik vra, en ek dink u behoort dit te besef. Wat het gebeur toe God in Genesis 3 in die tuin van Eden wandel? En hy sê, waar is jy? Het God nie geweet waar is Adam nie? Het God nie geweet wat gebeur het in die tuin nie? Waarom vra God vir hulle, waar is jy? En waarom vra God vir die duiwel, waar kom jy vandaan? Vriende, dis 'n baie eenvoudige antwoord van die aarde af. Hoe so? Want dis waar God hom heen uitgewerp het.
Maar dan kom die kennis. Het u al vir 'n oomblik gedink, en as ons hierdie verse lees, dat daar in die hemel gebeure plaasvind en die engele kom buig voor die troon van God en hulle doen? Wat doen hulle voor die hemel? Hulle doen melding, hulle meld aan en sê, dis wat ek sien, dis wat ek gedoen het, dis waarmee ek besig is. Dis waartoe u my gestuur het, want waartoe is engele gemaak, dienende geeste om te dien. En hulle kom op 'n gereelde basis en verskyn voor die troon. Vriende, het u al ooit gedink, vir 'n oomblik, dat daar voor die troon van God gebuig is, oor jou? Dat daar in die hemel gebeure plaasgevind het aangaande jou? Want die Bybel sê vir ons, dat die engele voor God verskyn en melding bring. En niemand anders as die duiwel ook. Het jy dit gedink? Het ons dit besef? Het ons gedink, want baie mense dink dit is soos 'n mini-oorlog, en die duiwel hardloop hier op die aarde rond, en hy kruip weg vir die Here. Hy kruip weg vir die Here. Nee, ons maak 'n baie groot fout. Die kerk maak 'n enorme fout. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan versit. Hy kruip nie weg nie. Sit net jou TV aan. Maak net 'n boek oop. Hy kruip nie weg nie. Sit jou rekenaar aan. Maak Facebook oop. Kyk op Twitter, kyk op Instagram. Hy's lewensgroot. En wat doen hy? Hy soek wie hy kan verslind. En wanneer hy, nie as nie, wanneer hy hemel toe gaan, dan sê die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En dan wat moet hy doen? Hy moet antwoord. Waarom die gesprek? Ek wil u nou, waarom die gesprek? Weet God dit nie? Nee, definitief weet hy. Want God is alwetend. Hy vra hom die vraag sodat hy kan vermeld, sodat dit neergeskrywe kan word vir ons. Dit word vir ons neergepen. God het nie vir Adam gevra, waar is jy, want hy wil weet nie. God het vir Adam gevra, want hy het vir ons geskryf, dat ons kan verstaan, dat die mens homself verberg het. Dat die mens gaan wegkruip het, toe hy sy toestand besef het. En ek wil vir julle nog 'n bekentenis maak vandag, van die duiwel. Wat doen hy op 'n daaglikse basis? Hy sê vir die Here, hy kom van 'n swerftog oor die aarde, wat hy deurkruis het. Nou as jy vir iemand sê, ek het 'n plek deurkruis, dan het ek hom van die een hoek tot die ander hoek, en van die ander hoek tot die ander hoek. Nou hoe sal jy 'n sirkel deurkruis? Van elke hoek na die ander hoek. Dis 'n volledige beskrywing van wat hy doen. En hy is op hierdie aarde besig. Gebeure in die hemel, teenoor die manier waarop ons dit ervaar. Ek vra u nou, met die kennis wat ons nou het, net van Job 1. Wat het Job gedink van hierdie gesprek? Hy was salig, onbewus van hierdie gesprek. En dink u, God skuld ons 'n verduideliking van dit wat in die hemel aan die gang is? Dink u God rapporteer? Maar wat doen hy? Hy sê van die begin af verkondig hy die einde. Van Genesis 3 af sê hy, hier is die moederbelofte. Jy sal hom die kop vermorsel en hy sal jou in die hakskeen byt. Van die begin af het God gesê wat hy gaan doen, hoe hy dit gaan doen, waarom hy dit gaan doen. 2000 jaar het ons al hierdie boek wat vir ons presies uitspel wat in die 7 jaar van groot verdrukking gaan gebeur. Wat gaan gebeur wanneer die wederkoms plaasvind? Hoe gaan dit gebeur? Wat is die omstandighede wat op die aarde moet gebeur? En die duiwel deurkruis hierdie planeet. En gee hy ag. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy. Vers 8. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man
vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Klink dit nie na 'n rolmodel nie? 'n man vroom. Duiwel, waar kom jy vandaan? Nee, ek kom van die aarde af. Wat het jy gedoen? Nee, ek het dit deurkruis. Ek het dit ondersoek en deursoek en ek het mense probeer verlei en mislei en alles wat ek in my vermoë kan doen. Hoe het jy ag gegee op my kind, op my knegg, sê die Here? Ja. Hierdie man van my wat goed doen, wat reg optree. In vers 9 kom die duiwel. En hy sê, en die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Kan u die duiwel se gesindheid sien? Is dit verniet? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En vriende, daardie seën is nie 'n seën soos wat u nou dink dat hy God 'n seën oor God uitspreek nie. Dis 'n vloek. Dis om te laster. Dis om teenoor God jou mond uit te spoel wanneer dit met jou sleg gaan. En die Here sê vir die duiwel, het jy ag gegee op Job? Dis 'n goeie ou daai. Ja, maar kyk hoe beskerm u hom. Kyk hoe lekker gaan dit met hom. Kyk hoe goed gaan dit met hom. Kyk hoe ryk is hy. Kyk hoe geseënd is hy. Ons bring dit bietjie aarde toe vandag. Wie ken vir Job? Hy's dood. Hy's dood. Wie van u het al die seën van die Here ervaar? Nee. En wie van u het al die ander kant ervaar? Kom dit van die Here af? Is dit hoe die Here werk? Doen die Here kwaad? Kan God kwaad doen? Kan God kwaad oor jou bring? Mag God jou naam noem in die hemel? Mag hy op jou ag gee, op jou hart en op jou omstandighede? Is dit God se begeerte van die skepping af om met die mens gemeenskap te hê? Steek God sy mense weg? Hy steek hulle nie weg nie. Hy vra vir die Satan prompt uit, het jy ag gegee op Job? Terwyl jy daar oral was, het jy vir Job gesien? Het jy gesien hoe oulik is Job? Het jy gesien hoe mooi dien hy my? Het jy gesien op watter manier volg hy my na? En ons almal wat in die kerk sit hier vir 'n rede, want ons het al hierdie ervarings gehad. Maar ons het hierdie vrae wat pla. Ons het hierdie bekommernisse wat in ons harte opkom. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Here, dis verskriklike woorde. Dis groot woorde wat 'n mens angsbevange maak. Waar het die Satan dit gekry? Het hy dit verdien? Hy sê vir die Here, as u hierdie goed van hom wegneem, sal hy jou vloek. Hy sal jou in jou aangesig aanvat. En die Here sê vir die duiwel, alles wat hy het, sal ek in jou hand. Net na hom mag jy jou hand nie uitsteek nie. En daai na hom gaan oor sy lewe. Gaan nie oor sy gesondheid nie. Gaan oor sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van die oudste broer, het die duiwel direk weggegaan en chaos gaan veroorsaak. Nee, die man het 'n strategie gehad. Nou wat is die strategie? Ons is geleer. Ons is geleer uit Job 1 uit, dat die 7 broers op hulle dae, nou hulle dae was nie elkeen 'n dag van die week nie, elkeen het 'n verjaarsdag, op sy dag. En op sy dag het hulle 'n gewoonte gehad, om by mekaar te kom en 'n feesmaal te hou, en eintlik dae van fees te hou. En wanneer hulle dit hou, het hulle in die een wat verjaar se huis by mekaar gekom, en die duiwel het gewag vir watter dag? Vir ou Boet.
Want ou boet is gewoonlik die beste af. Ou boet het gewoonlik die grootste huis. Ou boet het al die verste gekom, want hulle is in die seën van die Here. En almal is daar. 6 boeties saam met hom en die 3 sissies. En die duiwel het gewag vir die optimale geleentheid. Optimaal. En die oudste broer, vers 14. Kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan die ploë was en die esels aan die esels aan wy langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof. En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Wat het fout gegaan? Die diere is gesteel. Op watter dag? Op die eerste dag, toe die kinders bymekaar kom. Terwyl hy nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand, onder die kleinvee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Nou ek wil vir u vir 'n oomblik vra, as u nou die Bybel saam met my lees, en jy lees Job 1 vers 16, dan kan jy 'n baie groot fout maak. Hoor wat sê die Bybel en sien dat ons nie nou hoef saam te stem nie. Want dit is nie die Bybel wat praat nie, dit is wat die dienaar uiter. Dis die dienaar se woorde. U moenie nou vir my sê God het hierdie vuur gestuur nie. God het nie, die dienaar sê dit. Dis sy opinie. Hy sê, en terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God. Is dit die vuur van God, vriende? Doen God sulke goed op sy knegte? Nee. Hy doen nie dit nie. Maar die duiwel doen dit. Die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Al die kamele, al die dienaars, dis miljoene rande wat hier weg is, wat hier vergaan. Die slawe word doodgemaak. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, want die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Vriende, wat 'n tragedie. Om 'n kind te begrawe is sekerlik die ergste ding wat met 'n ouer kan gebeur. Maar om al 10 op dieselfde dag, in dieselfde oomblik as jou boerdery, op verskillende streke en verskillende gebiede, jou hele boerdery binne 'n kwessie van, die Bybel sê, terwyl die een nog praat, kom die ander een daaraan. Terwyl die een nog praat, kom die ander een daaraan. Op 'n oomblik, so vinnig as wat hy dit kan hoor, so vinnig gebeur dit. En kom ons kyk, hoe tree 'n kind van God op? Kom ons leer vandag, hoe tree 'n knegg van die Here op? Toe staan Job op en skeer sy mantel. Dit is 'n teken, dis die grootste, magtigste, beste manier wat 'n mens te kenne kan gee in die ou tyd. Min mense doen dit vandag, maar dis die manier waarop jy te kenne gegee het dat daar 'n enorme probleem ontstaan het. En die skering van die kleed was 'n bewys van die skering van die binnekant.
die emosies. Hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Hy het die hare van sy hoof afgeskeer en het voor God neergebuig, op sy gesig geval en God aanbid. Vriende, ek was al by baie mense se huise met baie dood. En ek het al baie lelike dinge by huise gehoor wanneer dit sleg gaan. Ek het al gehoor die uitlatings wat ma's, pa's, kinders oor omstandighede maak. Maar die Bybel leer vir ons wat Job gedoen het. Job is stikkend. Hy het nie in sy hoogmoed homself verhef nie, hy het homself verneder. Jy weet, om jou hare af te skeer. Vandag nog, selfs by die laerskoolseuns by rugby, as daai kind eerste span is, dan sy bors is so groot, daai rugby spelers kry hulle rugby truie en hulle het sulke groot borste, hulle loop aan daai skool in breë bors, hamelstert. En wat gebeur dan? Dan skeer hulle hare af. Dan sit hulle net so 'n bietjie weer op hulle plek, maar daai hare afskeer het nie 'n vernedering geword nie, dit het nou 'n verhoging geword. Hulle is nou trots op daardie kort hare. In die verlede was dit 'n belediging. Nou loop seuns, hulle kan nie wag om vir almal te wys hulle het kort hare nie, want dit is 'n bewys dat hy op die eerste span is. Maar vriende, in Job se tyd was dit nie 'n goeie ding nie. 'n Man wie se kop kaal geskeer was 'n belediging, dit was 'n verkleining van jouself, van jou posisie. En toe Job alles verloor, alles uitmekaar uitval, skeer hy sy klere. Hy skeer sy hare van sy hoof en het op die grond neergeval. Wat doen ons wanneer dit sleg gaan? Here, hoekom? Wat het ek gedoen? Is dit my skuld? Waarom? Kom ons leer wat sê Job. Nou, ek weet niemand van u het al dit oorgekom nie. Ja, ons het al kinders begrawe. Almal. Alles verloor. Ja, baie mense het ook bankrot gegaan. Nie soos hierdie nie. Jou knegte is vermoor. Hulle wat aan jou behoort het, is vermoor. Jou kinders. Job het in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Wat beteken dit? Het ons met bestuurslisensies gebore? Ons met klere gebore? Word ons met karre gebore? Ek dink baie keer my seun doen, want hy staan op met Legos in sy hand. Hy gaan slaap met Legos in sy hand. Die goeds in die bed, die goeds oral. Maar hy is nie met dit gebore nie. Maar hy hou vas aan dit. Ja, hy hou vas aan dit. Maar gaan daar 'n Lego karretjie agter die doodse waar aanry. Naak het hy ingekom en naak gaan hy uitgaan. Nou vriende, ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons almal gaan. Job sê dit. Job buig voor die Here en sê, Here, ek verdien niks nie. Ek, die godsvreesendste man wat op hierdie planeet geloop het. Die man vroom in sy hart, opreg met die Here, wat 'n suiwer pad met God geloop het, niks verkeerd gedoen het nie. Verloor alles in 'n oomblik. Skeer sy klere, hy skeer sy hoof en hy gaan lê voor die Here en hy sê, Here, met niks het ek hier aangekom nie. En met niks gaan ek hier wegneem. Maar hoekom sê hy dit? Vriende, want hy het niks oor nie. Dis weg. As hy na die lande toe wil gaan, dis verbrand. As hy na sy diensknegte toe wil gaan, hulle is dood. As hy na die vee toe wil gaan, hulle bestaan nie meer nie. As hy sy kinders wil gaan besoek, is hulle aanwesig of afwesig.
Hulle is nie hier nie. Ek wil weer begin en ek wil vir julle sê, daar is gebeure in die hemel en daar is gebeure op hierdie aarde en daai twee loop nie altyd vir ons na ons wil nie. Wie van u hier vandag sou sê, ag, ek sou die Here net wil vra om 2 of 3 goed te verander. Net 2 of 3 goed wat al met my gebeur het, of as die Here my net voor die tyd wou sê. Wie van u wil nie net voor die tyd 'n waarskuwing gekry het nie? Het u die telegram gelees van hierdie Job 1, dat die Here in die nag voor hierdie goed gebeur het aan Job verskyn het? Staan dit hier? Het hy 'n brief ontvang, het die priester hom kom salf, het sy vrou hom bemoedig? Het hy 'n goddelike waarskuwing ontvang rondom die gebeure wat gaan afspeel in die toekoms aangaande sy lewe? Nee, stellig nie. Niks nie. Die God wat u en ek aanbid, skuld ons niks nie. Hy skuld ons nie 'n verduideliking of 'n verskoning nie. Hy het self, God self, het vir u en vir my sonde kom sterf. Sonder dat ons hom gevra het. Boop dit het hy vir ons die gawe van die lewe geskenk. Boop dit het hy ons geleentheid gegee om hom vrywillig aan te neem. Nie moet nie. Niemand is forceer nie. Vrywillig. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimd toegeskryf nie. Niks. God het niks van Job gehoor. Wat nou? Hoekom? Vriende, ek wil vir u vra, wie is in beheer van hierdie planeet? Die duiwel of God? Wie is in beheer van Christene se lewens? Die duiwel of God? Hoor bietjie wat sê hoofstuk 2 vers 1. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê vir hom, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Baie van u gaan dink, jy het nou net oor begin preek. Het ons nou net weer begin? Nee, dis hoofstuk 2. Kan u glo dat die duiwel op 'n gereelde basis in die hemel verskyn? Net soos die engele, om verslag te doen. Jy sien vriende, dit maak nie saak dat God alles weet nie. Maar vir die individu wat nie alles weet nie, wat nie almagtig is en alwetend is nie, is dit nog steeds belangrik om terug te gaan om terugvoering te gee. En soos die engele terugvoering aan God gee, so kom die duiwel en moet terugvoering gee. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, Godvreesend, wat nie afwyk van Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Ek wil vir u vra, wat was Job se gesindheid nadat sy kinders dood is? Wat was Job se gesindheid nadat hy alles verloor het? Presies dieselfde. Vriende, as ons met die Here wandel,
dan gee hy ons krag. Sonder 'n woord. As ons met die Here wandel, dan gee hy jou die krag. Die Bybel sê, ons is tot niks in staat sonder hom wat ons die krag gee nie. Ons is tot alles in staat met hom wat ons die krag gee. Ek wil vir julle vandag vra, met wie van julle het al sleg gegaan? Nou steek ek al 2 hande op. Maar die Here dra deur. Die Here bekragtig. En ongelukkig maak ons hierdie goed oop sonder om te dink. Ons maak ons monde oop sonder om te dink. Ons moet leer. God steek niks weg nie. Dis jammer dat ons nie van kleins af weet, die duiwel kom op 'n gereelde basis in die hemel. Ons het glad nie 'n idee eintlik hoe dit werk nie, want ons dink hy kruip weg. Maar hy kruip nie weg nie, hy rapporteer. Hoekom? Want hy moet. Hy moet rapporteer. En sy vonnis is al gegee. En hy het 'n dag en 'n datum waarop hy sy vonnis gaan uitdien. En intussen het hy 1000 jaar wat hy nog in die put moet bly. Dis klaar vir hom gesê. En die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Kan hy God verslind? Kan hy 'n engel verslind? Sy doel en sy missie is om u te verslind en my. En wanneer dit sleg gaan, wanneer dinge gebeur, is dit nie omdat God dit wil hê nie. Dis omdat die duiwel 'n punt probeer maak. Kan hy 'n punt maak? Het hy 'n voet om op te staan? Vriende, ek wil vir julle sê, met die krag van die Heilige Gees moet ons bemoedig word. Met die krag van die Heilige Gees moet ons opstaan uit die as uit. Met die krag van die Heilige Gees moet ons opstaan in ons omstandighede en ons moet die Here vashou. Sê, Here, naak het ek hier ingekom en naak gaan ek hier weggaan, maar terwyl ek hier is, terwyl ek hier is, Here, gaan ek u voorhou, want u is 'n goeie God. U is 'n goeie God, die enigste God, die ware God, die waaragtige God. Ons dink, daar's net gebeure op die aarde, maar die gebeure is eintlik in die hemel. Daar gebeur niks op die aarde, wat God nie in beheer is van nie. En God het geweet, daardie bomme gaan hierdie naweek val. En God het geweet, dat ons siek word. Ons het nog nie eens begin, met die boek Job, en die probleme, wat Job fisies in sy eie liggaam gehad het nie, dat hy op moedeloos se vlakte gespeel het nie, dat hy op die ashoop moes sit en met potskerwe die sere van sy bene krap en die vuil die diere het hom kom lek. Wat so soort God dien ons? Ons dien 'n God wat nie die waarheid wegsteek nie. Ons dien 'n God wat in die lig wandel. Ons dien 'n God van ewigheid, wat gebeure in die hemel laat plaasvind en dit toelaat op hierdie planeet. Ek sê vir u, ons moet baie versigtig wees wanneer ons met die Here omgaan. Ons moet uiters versigtig wees op die dinge wat ons uit ons monde uit laat gaan oor God. Job is vir ons 'n voorbeeld, opgeteken sodat ons kan verstaan, God word nie voorgesê deur 'n mens nie. En God rapporteer ook nie aan 'n mens nie. Andersom. U kan in die Bybelboek bietjie verder gaan lees, u kan 'n paar goed verder gaan sien, maar ek wil vir u een ding sê. Job is nie spyt. Job is nie spyt oor wat met hom gebeur het nie. Want jy sien, vriende, die God van die ewigheid
die God van die ewigheid, het hom meer geseën. En ek weet, u dink enkelvoud, net soos ek. En ek weet, u almal sien sy 10 kinders. Ons wonder. Maar het u geweet, God het nie sy kinders weggevat nie? En het u geweet dat daai kinders bestaan nog? En het u geweet dat jy op hulle ook gaan sien? Het u geweet, ons is beperk, ons dink enkelvoudig, ons dink aarde. Ons is nie eens gemaak vir hierdie aarde nie. Ons is gemaak vir wat kom. Hierdie is net 'n tydelike. Dis 'n oogwink. Dis 'n vingerklap, hierdie planeet. En al wat God hier doen, is hy gee ons 'n geleentheid om hom te dien, in oorgawe, te midde van omstandighede, sodat ons vir ewig by hom kan wees. Ek wil u bemoedig vandag. Ek wil vir u kom sê, maak nie saak wat die brullende leeu doen nie. Die God van Israel staan by ons. En die God van Israel wil ons help, wil ons bystaan, wil ons bemoedig. En daardie krag gee hy vir ons met sy Heilige Gees. Jy kan die slegste ding vat wat in jou hele lewe met jou gebeur het. God het jou nog nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons gebrek aan kennis maak dat ons enkelvoudig dink vir nou en nou alleen. Kom ons kry 'n hemelvisie, vriende. Kom ons verskuif ons visie na die hemel toe. Ek wil vir julle sê die koms van die Here is so naby, nee. Dis ons kan dit eintlik proe. Dis so naby dit is. Mag God ons in hierdie week bemoedig. Mag u versterk word deur die slegte dinge wat met jou gebeur het. Deur die slegte goed wat ons ervaar het. Deur die tragedie wat ons as mens beleef het. Kom ons hef ons monde en ons gesigte op na die Here. En as u verkeerd gehandel het, vriende, in daardie oomblikke, God is getrou, wat vergewe, wat aan ons sonde nooit weer dink nie. Kom vanmôre na hom toe en sê, is jammer. Kom vanmôre vir daardie vergifnis, sodat ons versterk kan word deur die Almagtige, dat hy sy aangesig oor ons mag ophef, dat hy ons kan seën. Amen. Kom ons sluit die oë. Dierbare Here Jesus, dankie dat u nooit wegsteek nie. Dankie dat u die slegte dinge wat gebeur op hierdie aarde nie wegsteek nie. Here, dankie dat u ons nooit alleen laat nie. Here, ons het vanmôre nie eers tyd gehad om by Job se vrou te stop nie. Die aaklige dinge wat sy hom bemoedig het, dinge wat sy vir hom gesê het wat hy moet doen nie. Here, soms is dit die persoon die naaste aan jou wat jou die verste wegdryf van God af. Here Jesus, ek wil kom bid dat u ons hier sal help om te besef, dit gaan nie oor hierdie aarde nie. U sê pertinent, ons moenie vir ons goud op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en wat diewe inbreek en steel nie. Ons moet vir ons skatte in die hemel bymekaar maak. Hoeveel maal kom waarsku u ons? Hoeveel maal kom leer u ons? U sê vir ons in die woord dat u hierdie planeet met vuur gaan laat vergaan. En tog hardloop ons en jaag die dinge hierna. As ons tog net vir 'n oomblik ons hemelse visie mag hê, om te besef wie u is, wat u is. U is God, die skepper van die hemel en die aarde. U is die skepper van tyd, die son. Daar is niks bo u nie. U is die alfa en u is die omega. Stof is ons, Here. Kom stuur u Heilige Gees, Here, dat dit ons lei. Help ons asseblief. Vergewe ons sondes. Laat u wil geskied in die hemel en net so
op hierdie aarde. Kom versterk ons asseblief, Here. En kom laat ons toe om kragtig in die hand werktuie te word vir u saak. Word u verheerlik in en deur ons, in Jesus se heilige naam. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons hierdie erediens